Kom ons sê weer baie welkom vir almal wat vanoggend in die kerk is en ook vir hulle wat by die Facebook ingeskakel is. Ons gaan net maar iets daaroor te sê. Baie welkom. Is daar nuwe mense wat ons nog nie van weet nie of kuiermense? Iemand nie? OK. Nooi julle nie, julle se vriende nie. Goed, dan moet julle hulle saambring. En dan by Lieverleed het julle gesien dat Petro Vermeulen vandag oorlede is. Ons sal later met WhatsApp groepe sal ons enige reëlings verder vir julle deurgee. Ek wil net byvoeg by barmhartigheid, is dit die sakkie maand. Alles wat in sakkies kom, suiker en ertjies en goed, ek weet niks van kosafie, maar julle sal weet. En dan soek hulle hangers vir die kleremark. So, of bank wil ek amper maar sê. So as daar mense is wat klere gee om die klere op te hang, sodat dit dan mooi uitgesorteer kan word. So as jy 'n klomp hangers het wat daar by die huis rond lê, kom help vir ons daarmee. Dan kyk ons na Februarie maand. Na hierdie diens glip ek weg. Dis nie dat ek nie saam kuier nie, maar Summerdown lê redelik wyd. So ek moet vinnig ry. Ons is vanoggend op Summerdown. En donderdag is ons bly Klein Keitshoop vir 'n Bybelstudie. En dan die 15de by Wildebees. Dan wil ek iets noem van As Woensdag, hoe dit gaan werk is. Ons noem dit die Eucharistie. Die kerk is oop van 6 tot 7. Jy kom in, niemand praat met mekaar nie. Jy kry 'n papier, alles wat jy doen is op die papier. So dit is 'n stil geleentheid waar elkeen op die papier leiding het. Dit is die tekste wat jy gaan lees, dit is die gebed wat jy gaan doen en jy doen dit op jou eie tyd. Jy kom in en jy gaan uit of jy 5 minute, 10 minute of 'n hele uur sit. Daar's nie 'n diens nie. En dan as jy klaar is, berei ons vir jou 'n nagmaaltafel voor. Jy op jou eie doen jy nagmaal. En dan kry jy 'n swart kruisie wat gemaak is van as wat van die palms afkom, gemeng met olyfolie. Ek weet dit is nou bietjie vinnig verduidelik, maar dit is wat ons beplan vir As Woensdag die 18de Februarie. Goed, kom ons kyk na ons weekprogram. Dis weer kategese en belydenis. Die belydenis is die homeschooling. Jy is ook baie welkom om in te skryf as jy dit graag wil volg. Dit is daar by die pastorie om 5:00. Dan die Bybelstudie by Huis Dion Lou in Elim. En dan by die manne die oggend 6:45 en 7:00 gee ek belydenisklas by gimnasium. Dis die kinders in die skool wat belydenisklas het. Ek het die hele 16 kinders op die oomblik daar. Goed, en dan wil ek graag vra Huis Dion Lou, hulle kieriemark is op pad, so enige iemand wat vleisbydraes of ander bydraes gee, ons soek asseblief so kontak vir Lis by die Huis Dion Lou en sê waar kan jy 'n handjie gee met die kieriemark asseblief. Dan wil ek nou 'n snaakse ding vra. Ek wil nou vra dat jy jou selfoon uithaal. Myne is nou in die kar. Haal gou vir my jou selfoon uit. En dan soek jy vir YouTube. Soek gou vir my vir YouTube, want as ek dit nou afkondig, gaan julle dit nie doen nie. En die wat dit nou nie sy selfoon het nie, doen dit by die huis vir my. Gaan in YouTube in, dan soek jy NG Kerkgroep Babes. En dan subscribe jy. Ons soek 50 subscribes. Dan kan ons die kerkgeleenthede oor YouTube ook uitsaai. So dis hoekom ek vra dat jy dit kan doen vir my asseblief. So as jy oud is soos ek, dan vra jy vir jou kind om dit te doen. Hulle weet hoe. Hulle speel skelm op YouTube as jy nie kyk nie. Right dan. So, baie dankie. En of jy doen dit by die huis vir ons, gaan op YouTube, kyk vir NG Kerkgroep Babes en dan subscribe. Jy moenie net like nie, jy moet hom subscribe. Ons het Vrydag het ons nou slim geword en dan kan ons ook ons dienste
op YouTube versprei. Goed, veral mense wat nie Facebook het nie, of mense wat oorsee is en so meer. Goed, wat het ek vergeet? Het ek iets vergeet? Hoopie so nie, ja, daar's tee na die diens, baie dankie. Goed, so voordat ons begin, Serena, wat gaan ons sing? Môre julle. Môre. Ons gaan begin vanoggend met die vrolike lied wat vir ons almal baie moed gee en dit is Because He Lives. En dan ook die Afrikaanse gedeelte, omdat hy leef, sien ek kans vir môre. En dis ook die enigste rede waaroor ons kans sien vir môre, nie. So, kom ons sing hierdie lied terwyl ons staan en dan met Dominee Dirk baie mooi gevra met die oog op ons tema, moet ons hierdie lied vir julle leer. Trust and Obey. Ek weet nie of van julle dit ken nie. Wie ken hom? Ja, daar was 'n paar, wonderlik. Dis 'n Engelse hymn ook, maar dis 'n baie maklike, mooi lied. So ons gaan dan terwyl julle sit, gaan ek gou een keer vir julle deursing en die wat dit ken sing saam met my en dan gaan ons almal op weer van voor af sing. En dan ons aanbiddingslied vanoggend is ook weer een met 'n ouderdomsbeperking. Dit is wel met my siel. En almal ken dit ook, nee, die jong mense miskien nie, maar dit is ook 'n baie maklike ou haleluja lied, as vrede my pad deur die wêreld verlig, as smart my dreiging verniel. En dan ons slotlied vanoggend, ons het besluit om met hierdie preke wat Dominee Dirk nou besig met geloof, vir ons 'n tema lied te kies. En ons tema lied is Al my twyfel bring ek Jesus. Ons gaan dit vanoggend weer aan die einde sing. So hoop julle sing lekker saam en ek hoop die mense op Facebook sing ook sommer lekker saam met ons. Baie dankie Serena. Ons tema dan gaan ons voort soos ons beloof het. Verlede Sondag het ons 'n bietjie gekyk oor sukkel jy om te glo? Sukkel jy met geloof? Vanoggend kyk ons na die proses van geloof, né? Nou, om aan te pas, ons het nou ons liedere wat ons aanpas by ons tema. En nou gaan ons kyk na die fotum. Nou my fotum kom uit Psalm 22. Ook 'n gesukkel met geloof. En dan gebeur daar 'n baie snaakse ding. Omdat Psalm 22 redelik lank is, haal ek net sulke teksgrepe uit. Kom ons lees hom saam. Psalm 22. My God, waarom het U my verlaat en bly U ver as ek om hulp roep? Ek dink ons was almal al daar. Vers 5. As ons kyk gisteraand toe ons by iemand se sterfbed gewees het en ons kyk na ons voorvaders en ons voormoeders, op U het ons voorvaders en voormoeders vertrou. Hulle het vertrou en U het hulle gered. Hulle het na U om hulp geroep en hulle is bevry. Op U het hulle vertrou en hulle is nie beskaam nie. Dink aan die Dorslandtrekkers wat ingetrek het, mense wat uit droogte omstandighede uit Suid-Afrika na Namibië letterlik gevlug het vir 'n toekoms, né? Vers 7, maar ek is 'n wurm, nie 'n mens nie. Ek word deur die mense bespot en deur die volk verag. En dan skielik gebeur daar baie snaakse ding. Skielik, U het my gebed verhoor. Ek sal tot eer van U naam getuig in die gemeente, U in die volle vergadering prys. Julle wat die Here dien, prys hom, vereer hom, nageslag van Jakob. En dit is die vraag, hoe het hierdie psalmdigter van so diep in 'n gat opgekom om op die heuwel te gaan staan en die Here te loof en prys? En op hierdie noot wil ek jou groet in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. En mag jy hierdie heerlikheid van God hier in die kerk ervaar. Amen.
ons wat nou vir Trust and Obey ken, gaan dit gou-gou vir julle sing. Net so 'n versie en 'n koortjie asseblief Marianne, en dan gaan ons weer van voor af begin. Dit is wel met my siel. Als water
Soos ons nou al gewoond is, praat ons nie net oor die Here nie, maar ook met die Here. Ons twee gebede is pastoraal. Kom sit voor die Here en bring dit waarmee jy sukkel. Sukkel jy met geloof? Sukkel jy met gesondheid? Sukkel jy met sonde? Sukkel jy in jou huwelik, in jou gesin? Sukkel jy met jouself? Dit waarmee jy sukkel, kom sit net voor die Here en bring dit vir hom. Die Here kom in sy woord en hy beloof aan ons, die wat soek sal vind. Die psalmdigter sê, nadat hy verskriklik gesaanik het, die Here verhoor my gebed. Bring nou hierdie saak voor die Here en bid in die geloof dat hy jou gebed sal verhoor. Here ons God, vat ons hand, lei ons op 'n geloofspad, sodat ons dit ook uit ons hart uit kan sing, trust and obey. Dat ons werklik U kan glo, al ons geloof op U kan sit, werklik in U kan vertrou, dat U is die weg en die waarheid en die lewe. Dat ons U met ons hele lewe in vertroue en in geloof kan gehoorsaam. Amen. Baie dankie, waar is die kinders? Hulle het beloof hulle sal kom. Ek sien min, maar hier so 'n paar. Kom. Ek hoop nie hy gaan nou weer skree nie. OK, goed. Kom julle. Asa. Kom sit vir my hierso. Party hou van die preekstoel hierdie kant. Hierdie kant. Ek mis nog 'n rooi kop seentjie. Kom hier. Waar is hy?
Bring hom. Kom sit. Hy's lekker om julle te sien. Kom sit hierso. Dis wonderlik. Kyk, hy het 'n das aan. Sê jou. Kom sit hierso. Onthou daar's kinderkerk, maar die kinderkerk is daar agter. Hoor. Julle gaan fliek kyk, klink dit vir my. So kom dit daai kant is. Wat sê jy? Is dit die beste? OK. Ek hoop julle geniet dit. Maar ons wil eers iets doen voordat ons wil eers 'n triek maak voordat ons begin. Is dit die beste? OK, goed. Daar kom hy. Jy kan sommer saam met hom kom, mamma. Daar sy kom. Hierso. Kom sit hier by ons. Hy kyk of sy ma kom. Kom sit hierso. Daar's jou gaatjie. OK. Right dan. Goed. Kom ek wys vir julle 'n triek. Kyk. Sien jy kans om jou hand op 'n vlam te hou? Nie reg nie. Weet my eerlik. Jy sien so 'n klein bietjie kans. Jy klink vir my soos die tannie wat my gebel het en gesê het, "Dan man is so 'n bietjie dood." Want 'n mens moet nie lelike goed sê nie. OK, right. Nou kom ek verduidelik gou vir julle. Ek het 2 ballonne. Sit daar. Anders kan jy ander nie sien nie. Jy gaan groot skrik, so sit daar. Julle moet nie lelik praat nie, hoor, ek weet dis vir babas, maar moenie lelik praat nie. Kyk wat gebeur is, dat die lewe staf. Dis hoekom dit nie maklik is om jou hand op die lewe te sit nie. Ek het dit al gedoen, dis hoekom hulle weet, né? En wat gebeur is, as jy stoksiel alleen is, en jy's net op jouself, en jy moet in hierdie lewe wees, dan wat gebeur? OK. Sy. Goed. Dan gebeur dit. En jy sien dit in mense se lewens. Hulle pop net. Hulle bars uit mekaar uit. Hulle val totaal uit mekaar uit. Kom ons doen dit weer. Julle het mos nog nie hard genoeg geskrik nie, né? Right. Goed. Maar die Bybel vertel vir ons, wat is hierin? Is daar water in? Daar's water in. Dink julle gaan pop? Die Bybel praat van, as die Here is die lewende water, né? En as jy hom warm maak, daar sy. En dis die les wat ons moet leer. Sonder die Here pop ons. Maar as die Here in ons is, dan kan ons nogal redelik te vat, né? In spanning. Wonderlik. Dis waaroor julle gaan leer. Dankie. Julle kan daar iets skryf. Jy kan saam met hulle stap na die dinges toe. Wie wil ontvang? Gaan jy ontvang? Kan jy ontvang? Daar sê, OK, dan kan jy rugby speel. Kom ons maak ons Bybel oop by 2 Konings hoofstuk 5. 2 Konings hoofstuk 5. Stap saam met die tannie. Vat vir julle, kyk hy mooi skoene. Twee Konings hoofstuk 5. Maar voordat ek die 2 Konings hoofstuk 5 vat, kom ons gaan net gou so enetjie terug. Ons het verlede Sondag, het ons 'n bietjie die moed by mekaar geskrape gesê, dat sommige mense sukkel met geloof, sommige mense sukkel met vertroue. En kom ons wees eerlik. En ons het afgesluit deur te sê, as jy een van hulle is wat sukkel met geloof, welcome to the club. Want deel van hierdie klub is Thomas, wie se lewe ons na gekyk het. Deel van hierdie klub is die disippels wat oor sy skouers gekyk het om te sien. Deel van hierdie klub is die skilder Caravaggio, wat so 'n pragtige prentjie vir ons geteken het, wat ek vir julle gestuur het, waar Thomas kyk, en die Here sy hand vat en sê, druk jou vinger in die gate in my lyf. Deel van hierdie prentjie, of van hierdie klip, is ek self wat hier staan op die preekstoel, wat vir jou vertel het uit my eie lewe, hoe ek teologie geswat het,
maar dat van tyd tot tyd, wanneer dinge net te veel raak, of goeders onverstaanbaar raak in die hospitaal, in die tronk, in die lokasie, in die blikkieshuise, in mense se lewens, dan val jou kaarte 'n bietjie in mekaar. En dan was die vraag, hoe glo mens, met jou hart of met jou kop? En uiteindelik kom ons by die plan uit, of by die ding dat dis 'n wilskeuse. En ons sien dit toe ek vir julle verwys het na Ferdinand Duist wat gesê het, die Bybel is nie geskryf soos ons in die tronk altyd gesê het, om jou kop te smokkel, om jou om te praat, om jou 'n gat in die kop te praat nie. Die Bybel is geskryf om die storie van die Here, die drie-enige God te vertel. En dit is jou keuse of jy dit vat of nie wil vat nie. En daarom is die verstand nie uitgesluit nie. En daarom vat ek vir jou na die verhaal van Naaman. Dis net 'n storie. Hoekom ek Naaman kies, is die skoppelmaai, en ek hoop dat julle self kan met Naaman kan vereenselwig. Verstand, hart, op, af, heen en weer, om te sukkel met vertroue, en hoe om uiteindelik by die punt uit te kom, soos Psalm 22, die Here het my gebed verhoor, ek wil hom loof en prys. Want baie dikwels, juis in die noodsituasie en goed wat baie sleg is wat met jou gebeur het, kan jy nie anders as om te kies nie. Want soos baie mense sê, dis al wat ek oor het, is die Here God. Kom ons lees uit 2 Konings hoofstuk 5, verse 1 tot 15. Ek gaan dit nou redelik vinnig lees, want dis 'n storie, dis 'n verhaal. Naaman, die hoof van die leer van die koning van Aram, was 'n gesiene man wat die agting van die koning geniet het. Deur hom het die Here 'n oorwinning aan Aram besorg. Die man was 'n dapper soldaat, maar hy het melaats geword. Op een van hulle strooptogte het die Arameërs 'n jong dogtertjie uit Israel ontvoer, wat Naaman se vrou se bediende geword het. Sy het vir die vrou gesê, ag, as meneer net by die profeet in Samaria kon uitkom, dan sal hy vir meneer van sy melaatsheid gesond maak. Let op elke stukkie, ons gaan hom nou 'n bietjie ontrafel. Vers 4. Naaman het by die koning gekom en hom meegedeel wat die dogtertjie uit Israel gesê het. Gaan gerus, het die koning van Aram gesê, ek stuur jou met 'n brief na die koning van Israel toe. Hy het vertrek en 342 kilogram silwer, 68 kilogram goud en 10 stelle klere met hom saamgevat. Vers 6. Hy het die brief na die koning van Israel toe gebring. Dit het so gelui, ek het my dienaar Naaman met hierdie brief na jou toe gestuur, wanneer hy by jou uitkom, moet jy hom van sy melaatsheid gesond maak. Vers 7. Toe die koning die brief gelees het, het hy sy klere geskeur en gesê, is ek dan God wat mense laat sterwe of aan hulle die lewe gee, dat hierdie man iemand na my toe stuur om hom van sy melaatsheid gesond te maak? Dit moet vir julle duidelik wees, hy soek net skoor met my. Vers 8. Elisa, die man van God, het te hore gekom dat die koning van Israel sy klere geskeur het, en het 'n boodskap aan die koning gestuur. Hoekom het hy die klere geskeur? Laat Naaman na my toe kom, sodat hy kan besef dat daar 'n profeet in Israel is. Vers 9. Toe Naaman met sy waanperde daar aankom, het hy stil gehou voor die deur van Elisa se huis. Elisa het 'n boodskap na hom toe stuur, gaan was jou 7 maal in die Jordaan, dan sal jy gesond word en rein wees. Naaman het vir erg weggery en gesê, ek het daarom gedink hy sou uitkom en gaan staan, die naam van die Here sy God aanroep, dan sy hand heen en weer oor die plek beweeg en so die melaatsheid wegneem. Vers 12. Is die riviere van Damaskus, die Abana en die Parpar, nie beter as al die waters van Israel nie? Kan ek my nie daarin was om rein te word nie? So het hy woedend daarvan af weggery.
Vers 13. Sy amptenaar het by hom gekom en mooi met hom gepraat, meneer, as die profeet iets moeiliks van u verwag het, sou u dit nie gedoen het nie? Hoeveel te meer nou dat hy eenvoudig vir u gesê het, was jou en jy sal rein wees. Hy het toe afgegaan na die Jordaan toe en hom 7 keer daar gebad, soos die man van God gesê het, en sy vel het gesond geword, soos die van 'n klein seentjie, en hy was weer rein. Vers 15. Hy en sy hele gevolg het teruggegaan na die man van God toe. Daar aangekom het Naaman voor die man van God gaan staan en gesê, ek weet nou, daar's geen God op die hele aarde nie, behalwe in Israel. Aanvaar asseblief hierdie geskenk van my. En Elisa het gesê, nee, dankie. So gaan die storie aan. Jy kan hom vanmiddag, as jy niks het om te doen nie, om verder lees. Kom ons kyk so 'n bietjie gou eksegeties na hierdie teks. Kom ons maak hom so 'n bietjie mak en so 'n bietjie gebabes, né? Kom ons begin by vers 5. Naaman, op hoofstuk 5 althans, Naaman, die hoof van die leer van die koning van Aram, was 'n gesiene man wat die agting van die koning geniet het. Deur hom het die Here 'n oorwinning aan Aram besorg. Die man was 'n dapper soldaat, maar hy het melaats geword. Wat het ons hiermee te doen? 'n generaal van die weermag van die koning van Aram. 'n man van, kom ons dink 'n bietjie in ons alledaagse. Dis daai ouetjie wat in die skool kom en hy is net 'n uitstekende sportman. En hy doen baie goed in akademie. En hy beland op die leerlingraad. En hy's op die ATKV en hy's op alles. En is daai man wat almal sê, wow, hierdie ou gaan dit ver bring. Dis 'n baie spesiale ou. Hy het nie sommer net daar gekom nie, hy het geoefen, hy het hard geleer, hy het hard gewerk. Anders kyk soupies, anders speel in straat. Hierdie ou is besig om sy hele lewe op te bou. Hy leer, hy oefen. Hy is op en af. Ek het dit gesien by my seun as hy gaan swem 5 uur in die oggend voor die skool begin. Dan swem hy 'n paar kilometers. Sy alleen pad, alleen op die rugbyveld, oorskop, oorskop, oorskop. Gaan oefen in die atletiek oor en oor. En dan begin jy pluk die sukses daarvan. En daai sukses gee vir jou dan selfvertroue. En jy begin die agting van mense kry. Hulle praat goed van jou. Hulle hou van jou. Hulle wil graag jou pelle wees. En dan as jy nou vorder in die weermag, want jy is 'n goeie soldaat, dan word jy 'n leier. En wat gebeur met die generaal van die weermag? Hy is by al die vergaderings, by al die besluite. Hy staan in die regterhand van die koning, want hy is die ou. In daardie tyd het jy so groot gewees, soveel oorloë jy wen. Hy is die ou wat die beplannings doen, die strategieë uitwerk. Hy is daar. Dis die ou wat ek noem 'n mens eintlik 'n staatsbegrafnis moet gee. Nee, voorblad op die koerant en dan staan daar woordjie maar. En daai maar trek 'n streep deur alles. Trek 'n streep deur alles. Want hy's melaats. Hy siek. Hy COVID. Hy moet een kant gaan. Jy gaan my aansteek. Melaats is 10 maal erger want jy het swere. Etter kom daar uit. Niemand wil jou aanvat nie. Niemand wil aan jou raak nie. Niemand wil naby jou kom nie. En skielik werk geen strategie meer nie. Jy kan nie iets oefen. Jy kan nie iets eet. Jy kan nie iets beplan. Jy kan nie iets positief dink. Jy kan niks doen nie. Jou opgeboude kaarte het in mekaar geval. Jou totale opgeboude huis waarvoor jy gewerk het in mekaar geval. En niks wat jy kan doen, gaan die saak verander nie. Jy's gewoond, ons oefen net meer, ons eet net reg, ons maak planne, ons swat goed op, ons Google, ons lees. Niks help nie. Is dan wanneer hulle sê, die pasiënt het nie gereageer op die medisyne nie, niks gebeur nie.
Al wat voor lê is die dood. En mense wat wegstaan van jou, hulle wil nie meer naby jou kom nie. Goed, ok. Dit is amper, kan ek maar sê, soos 'n klassieke konsert. En Naaman speel die hoofrol. En hy kom en hy verduidelik. Dit was hoe my lewe was, en dis hoe hy geëindig het met melaats. 'n Toestand waarin ek niks aan kan doen nie. Die volgende een wat 'n rol speel is die dogtertjie. Nou hierdie dogtertjie is deur Naaman se soldate weggesteel van haar ma en pa, van haar mense af. Hulle is gebring en haar 'n bediende gemaak binne in 'n huis, in Naaman se huis. Nou hoe dink jy behoort so 'n kind te voel? Verbitterd? Negatief? Kom, ek wil amper raai om te sê, weet jy, vir my pad kan jy maar gaan vrek. Want dit verdien jy. Want jy speel met ander mense se lewens. En ek is weg van my ouers en my mense af. Vrek liewers. Maar dis nie wat die dogtertjie doen nie. Maar dan wil ek ook hê dat jy oplet oor die lompheid van hierdie dogtertjie. Onthou, sy ken nie teologie nie. Sy verstaan nog nie alles van die godsdiens nie. So sy kom nie en sê, ons het 'n God wat mense gesond maak nie. Nee, sy sê, hy moet by die profeet uitkom, die profeet maak mense gesond. Sien jy die lomp manier van hoe kinders verstaan? En baie mense sê, as jy na daai profeet toe gaan, of na daai geloofsgenewer, of jy gaan na daai ou toe, hy sal jou reg, hy sal dit doen, want hy's 'n man van God, hy maak jou gesond. En hier kom sy, en sy sê dit. En wat maak Naaman? Hy kies met sy wil om hierdie dogtertjie te glo. Ons sou kon sê, sielkundig, hy's in 'n noodtoestand, hy het geen ander opsie nie. Hy sit in 'n baie slegte situasie, en hy kies om hierdie kind te glo. En wat maak hy dan? Hy gaan vra verlof. Kom ons praat modern. Hy gaan sit sy verlof in en hy gaan na koning Aram toe en hy sit sy verlof in en hy sê, ek is melaats en ek het gehoor die dogtertjie het gesê, daar by hulle land is daar iemand, 'n profeet, wat my kan gesond maak. En wat sê Aram? Asseblief gaan, want my hele koningskap is gebou op jou. As ek jou verloor, dan is alles verby. So gaan sit 'n verlof, ek gee vir jou verlof, en dan gaan jy, en dan gaan Naaman met sy hele entourage. Maar ek het so gesit te giggel, en gekyk na hierdie ding, want dit is eintlik mees snaakste verhaal wat jy kan aandink. Want nou moet julle weet, arme koning Aram weet niks van godsdiens en van kerk en van niks nie. Hy weet net van politiek. So wat hy nou maak is, hy skryf 'n brief vir die koning van Israel en sê, maak my man gesond. Dis wat hy in die brief skryf. Kan julle nou die hele misverstand, die hele die mekaar spul? Nou gaan Naaman met sy hele entourage, is hulle nou na die koning van Israel toe. Nou kan jy vir jou indink wat die koning daarvan te sê het toe hulle daar aankom. Nee? Die koning is onmiddellik op sy agtervoete. Wat hy al dink hulle van my? Ek is nie, dis 'n setup hierdie, waarmee is julle besig? Ek maak die mense gesond nie, ek is nie 'n dokter nie, ek is nie 'n internis nie. Wat dink hulle, wat is ek, 'n toorbenaar, wat ook al, het hierdie mense 'n bymotief, en hy is ontsteld, en hy skeer sy klere, en hy gooi daar 'n tantrum, en hy is aan die gang, en is deur mekaar. En dan hoor, dis so 'n affære, dat die storie kom by Elisa uit. En dan weet Elisa vir die koning, hoekom gaan jy so aan? Hoekom skei jy jou klere, is nuwe klere, hoekom doen jy dit? Stuur die man net na my, sodat hulle kan weet dat daar 'n profeet in Israel is. Toe dink ek by myself,
amper sê hy's daar maar windgat. Dominee die. Wat nou, kom net na my toe, dan maak ons jou gesond, verstaan. Maar hier sit 'n verborge geloof. Nie 'n geloof nie, maar meer 'n beskeidenheid. Dat daar's 'n God wat kan genees. En daar's 'n kerk en daar's 'n godsdiens. Kom. En dan wat gebeur dan? Dan kom die hele Antrobaas trek nou weg van die paleis af, kry hulle die prentjie. En hulle kom nou by Elisa se huis. Ek kan nou net my insien al daai mense wat daar in die straat drom, oor hierdie grande mense, hierdie hele kakade wat nou hier stil hou voor Elisa se huisie. En wat gebeur dan? Elisa het 'n godsvertroue. Hy kom nie uit nie. Hy stuur sy butler, sy bediende, en gaan sê jy vir Naaman, hy moet hom gaan was. Nou moet jy weet, as Naaman van Gobabes af gekom het, wil ek nie naby wees, wat Naaman vir hom sou gesê het. Die mees embarrassing moment, really? Gaan was vir jou. Dan sê jy gesond word. En sien julle hoe wipplank Naaman in sy geloof en in sy godsdiens en sy vertroue. En Naaman verloor dit. Al sy verstand en sy realisme en sy trots en sy kultuur en sy agtergrond spring hier soos 'n atoombom op. Hy's kwaad, hy's vererg en hy vat sy goed en hy sê ek gaan huis toe. Ek laat my nie deur so 'n mens vertrap nie. En dan moet julle kyk wat hier gebeur, dat Naaman het 'n idee in sy kop gehad. Sy idee, die prentjie wat in sy kop gehad het, dat Elisa sou uitkom, dat Elisa sou heel moontlik al die protokol en al die mooiheid, want onthou dis 'n hoogop man hierdie, wat hier nou voor hom staan, en dan sou Elisa die naam van die Here uitgeroep het, en sy hand oor die sere gesmeer het, en dan sou hy hom gesond gebid het. Dis die prentjie wat in die kop is, want dit is wat mense doen, geloofsgeneesers. Nee, hy stuur sy butler en sê, loop was vir jou. En daar gaat Naaman, huis toe. Swet, daar gaat hy. En dan kom sy amptenare en sê, maar as hy vir jou gevra het, jy moet belydenis van geloof aflê, jy moet jou eers laat doop, jy moet jou laat aanneem en voorstel, jy moet 'n deel lidmaat van die kerk word, jy moet op die kerkraad kom, jy moet dit doen en dat doen, en jy moet 'n klomp geld gee, en jy moet nou so maak en so maak en so maak. Hy het nie vir jou sulke ingewikkelde goed gegee nie, al wat hy gesê het, gaan was vir jou. Al. Hoekom? Just give it a try. Jy kan niks verloor nie. Gee dit net 'n probeerslag. En dan laat hy weer sy wilskeuse, en draai Naaman om. En dan gaan Naaman terug, en hy gaan in die Jordaan. Nou moet julle weet, hy moet dit 6 keer doen. Nou kan jy vir jou weer indink, daai situasie. Hy gaan in. Nou moet julle weet, dit is nie so, hy gaan in en dan raak hy bietjie beter, en dan gaan hy weer in, dan raak hy weer 'n bietjie beter nie, en dan raak hy weer bietjie beter, en dit raak al hoe meer nie, beter nie, nee. Hy gaan in en niks gebeur nie. En hy gaan in en niks gebeur nie. Dan kan ek my indink dat hy gesê het, ek het mos weer gesê, dis 'n nonsens affaire. Kom ons ry. En sê hulle, is nog net 5 keer. Jy het nou al die moeite gedoen. Klim net 5 keer in. Is nog net 2 keer. Nog net 1 keer. En dan is hy gesond. En wat maak Naaman? Naaman sê nie, wow Elisa, jy is 'n groot man van God. Jy het 'n rooi telefoon na die Here toe. Nee. Hy sê,
aan God van Israel die eer. Het julle die storie? OK, dankie Maria. Ek dink dat hierdie storie gee vir my 'n geweldige klomp antwoorde op al my geloofsvrae. Kan ek die Here glo? Kan ek hom vertrou? Maar hoe moet ons hom vra en hoe moet ons bid en wat moet ons doen sodat hy my probleme kan oplos, sodat hy my hand kan vat en my deur die moeilikheid help, sodat ek nie pop en bars en uitmekaar uitskeur nie. Ek sukkel, ek weet nie. Dominee, jy moet vir my help. Wat is die resep? Sê nou maar ek doen iets verkeerd. Ek bid verkeerd of ek het nou nie al die regte goed gedoen nie. Dan gaan die Here mos my nie gesond maak en dan gaan die Here mos my nie help nie. Want ek weet dalk doen ek die goeders nie reg nie. Gaan ek genees kan word? Gaan my probleme opgelos word as ek dalk verkeerd bid, verkeerde dinge doen, verkeerde goeie sê? Wat is die resep? Kom ek vat vir jou na 1 Korintiërs hoofstuk 1 vers 22 tot 24. Die Jode vra wondertekens. Hulle wil daai miracle sien. En die Grieke soek wysheid. Jy moet my kop draai, jy moet my ompraat. Vers 23. Maar ons verkondig Christus wat gekruisig is, die een vol gate. Vir die Jode is dit 'n aanstoot. Nee man, dis nou hoogkomend met 'n kapie op die oor. Julle kerk is baie kom. Dit is regtig nie lekker nie. En vir die ander is dit onsin. Dis 'n absolute klomp nonsens. Maar vir die wat deur God geroep is, Jode sowel as Grieke, is Christus die krag van God en die wysheid van God. Jare gelede bring ouers vir my hulle kind en die verloofde na my toe, want hulle het bietjie verhoudingsprobleme. En die man behoort aan ons kerk, die vrou behoort glad nie in 'n kerkie, sy is Hoogduits, sy behoort nie in 'n kerkie, sy is nie 'n gelowige nie, sy is ja, en nou is sy angsbevange, want hier bring hulle haar nou na die man se dominee in kerk toe. So jy kan nou vir jou indink. En wat toe gebeur het is, ek sê, toe kan ek eers met jou praat. En ek vat die Duitse meisie en sy gaan sit oorkant my. En ek sê, wat is jou probleem in hierdie verhouding? En toe vertel sy my die storie dat hulle is graag kampers. In plaas van kerk toe gaan kamp hulle op 'n naweek en 'n Sondag. En hulle is lief vir kamp, so hulle ry sommer in die veld in. En as hulle in die veld kom, dan stoot hy die Land Rover en dan gaan sit hy op die wiel. Daai tyd daar's mos so 'n wiel op die bonnet. Dan gaan sit hy in die wiel met sy bier, sy met die tent opslaan, sy met die kamp opslaan, sy met die vuur maak, sy met alles doen. So vertel sy die storie. En hy drink bier. En dit word nie beter nie. En toe vra ek vir haar, het jy 'n ring? Ja, sy het 'n ring. Ek sê, haal af. En ek gee dit vir hom. En ek sê, gaan slaan jou eie tent in jou kamp op. En sy begin huil. En sy sê, nou kan jy nie eers vir my bid nie, want ek is nie 'n Christen nie. Vir die Grieke en die Jode. Ek sê, ja meisie, kom ons bid. Ons bid vir jou, vir 'n lewensmaat. Ek wil afsluit met geloof en vertroue. Geloof en vertroue is uitdagend. Kom ons sê dit vir mekaar. Is nie maklik nie. Hoekom? Juis omdat dit nie gebou is op 'n resep, op wette, op beginsels, sisteme of enige realisme soos wat ons verlede keer gesien, hoor, hy koekie in die koevert.
Want as ons dit doen, dan sal dat gebeur. As ons so maak en so bid, dan sal ons gebede verhoor word. Naaman se amptenare sê juis vir hom, dis omdat dit so eenvoudig is, dat dit so moeilik is om dit te glo. Hy het mos nie vir jou groot goed gevra nie. Al wat hy vir jou gevra het, gaan was vir jou. Toets jou geloof 7 keer. En dit maak dat geloof, kom ons sê, nogal uitdagend is. Want dit is nie gebou op, ek wil graag dit doen en dit doen soos wat Naaman groot geword het en soos ons groot maak. As jy baie oefen, word jy fiks. As jy hard leer, kry jy goeie punte. As jy hard werk, kry jy bevordering. En dan werk dit baie keer nie so nie. Maar geloof se antwoord lê in God self. Ek is die weg en die waarheid en die lewe. Daarom maak dit dikwels nie sin nie. Hulle kom by jou vrou wat hulle op oorspel betrap het. Die wet sê die beginsels is, gooi haar dood. Dan weet almal, hulle moet dit nie doen nie. En ons haal die sonde uit. Ons haal die siekte uit. As my beesbek en klou het, skiet hom dood, dat hy nie die ander aansteek nie. Jesus sê, die ou wat geen sonde het, die gooi die eerste klip. Beteken dit is okay? Hy sê vir haar, nee, moenie sondig nie, want dit gaan jou doodmaak. Gaan jou lewe doodmaak. En ek het gekom, sodat jy kan lewe. Vir die een maak hy modder by mekaar en smeer dit aan sy oë, sodat hy kan sien. Vir die ander een trek hy met die hand op, sodat hy kan loop. Op die ander een jaag hy die duiwels uit. Vir die ander een stap hy net en hy sê, iets het nou gebeur, krag het my gegaan. En die vrou wat aan bloedvloeiing gelei het, het net aan hom geraak. Daar's nie 'n resep nie. Daar's nie, ek moet so maak en so maak en so maak nie. Wat is die antwoord? Daarmee sluit ek af. Geloof en vertroue beteken om weg te stap van myself af. Om weg te loop van my eie selfstandigheid. Daar's mense wat sê, die Here help net hulle wat hulle self help. So as jy reg lewe en jy gaan kerk toe en jy doen al die regte dinge, dan sal jy nie siek word nie en dan sal alles met jou mooi gebeur. Stap weg. Want jou godsdiens kan jou nie red nie. Jou goedheid kan jou nie red nie. Stap weg van jou eie belang. Elisa moet respek hê. Elisa moet uitkom en hy moet sy God aanroep en hy moet sy hande maak en hy moet bid en dan sal ek gesond maak, jy weet. My eie, hoe ek dink die dinge moet doen. Jy moet eers so lank vas, of jy moet so versalwing hê, of jy moet dit kan getuig, of jy moet so gedoop word, of jy moet so maak of so maak. Dan sal dit gebeur. Stap weg en vra vir die Here. Selfbeheer. Maar laats het Naaman agtergekom is 'n ander ballgame. Anders as oorlog maak. Oorlog werk met 'n strategie, met 'n plan, met doelwitte, met oefen, met al hierdie goed. Maar laats as geen resep nie. Daar's geen medisyne nie. Daar's niks wat jy op die aarde kan doen om gesond te maak nie. Net die Here Jesus self is die weg, die waarheid en die lewe. Stap weg van selfgenoegsaamheid. As ek dit vir die Here kan doen, as ek soveel vir die bazaar kan gee, as ek sendingwerk kan gaan doen vir 'n jaar of 2, as ek my hele Bybel in 'n jaar deur kan lees, as ek 'n plan het hoe ek kan bid, dan sal die Here vir my genees.
dan sal die Here, ek het baie dikwels met kankerpasiënte dat hulle met die Here onderhandel. Wat kan hy doen vir die Here gee, sodat ek nog 'n bietjie langer kan lewe? Stap weg van selfbeeld. Jy het al dit gehoor, dat mense vir jou sê, my geloof is te sterk, dat ek kanker, COVID of melaats sal raak. Ek staan sterk in die Here. Jou geloof moet net sterk wees. As net een pad. Al skoppelmaai dit, al doen jy die verkeerde goed, sê die verkeerde goed, solank ons net by Christus uitkom. Hy is die weg en die waarheid en die lewe, en hy ken jou hart, en hy ken jou verstand, en hy ken jou gesindheid, en hy weet, hoekom jy vas, hoekom jy salf, hoekom jy kerk toe kom, hoekom jy hier is, hy ken jou hart. As jy by hy om uitkom, sal jy, kom ons bid. Nou bid ons Here, vat ons hand. Ek sien myself so na Aman, vorentoe, agtertoe, op en af, en heen en weer, kwaad, moedeloos. Maar U stap 'n pad. Here, laat U Gees in my gees inkom, sodat ek vir U kan kies, om in U te glo en U te vertrou. Amen. Jy kry die geleentheid om die Here te dien met die liefdegawe. Onse Vader in die hemel, dankie. Dankie dat ons kan gee. U sien die hart, U ken die gesindheid. Ons kom bid vir die kerkraad, dat hulle dit met oorleg sal gebruik, om die koninkryk op Gobabis op te bou, tot U eer, sodat Gobabis kan uitroep, prys hom, loof hom, die Here is waarlik God. Amen. Kom ons sluit af weer met ons lied, al my twyfel bring ek Jesus, want dis wat ons wil doen. En al sukkel dit maar so 'n bietjie, maak die sakkie, kom net. Vertrouwen
Al my sonde bring Jesus, wat my reinig deur sy bloed. Hy bewaar my rein en heilig, deur sy gees in my gemoed. Slegs vertroue, vol vertroue, slegs vertroue op sy woord. Slegs vertroue, vol vertroue, slegs vertroue op sy woord. Al my kwalen bring ek Jesus, hy skep my volkome rus. Oor die donker wolke saampak, niks kan ooit sy liefde blus. Slegs vertroue, vol vertroue, slegs vertroue op sy woord. Slegs vertroue, vol vertroue, slegs vertroue op sy woord. Slegs vertroue, vol vertroue, slegs vertroue op sy woord. Slegs vertroue, vol vertroue, slegs vertroue op sy woord. En die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees ken jou hart, weet jou gesindheid, vertaal jou lompheid, sodat jou gebede verhoor kan word. Amen. Gaan dan heen, gaan in vrede, my kind gaan doen, wat ek jou vra. Versprei my lig, gaan leef my liefde, my kind onthou, ek is altyd daar. My kind onthou, ek is altyd daar. Kom ons gaan kuier saam met 'n koppie tee en voordat jy loop, ander mense wil graag met jou gesels so. Baie dankie en 'n pragtige week vir julle.